woord vanmôre, Here. Ons padkaart in ons lewe. Die stem wat praat met ons. En die Bybel leer ons dat die woord lewe is en dit lewe bring. En ek bid vanmôre dat die stellige Gees die woord sal verlig. Here, ek kan net doen dit wat U my toelaat om te doen. En daarom is ek so afhanklik van U vanmôre. Dat U my lippe sal aanraak met die koel van die altaar, verlig toe of my verstand helder in my gedagtes. Dat ek 'n instrument in U hand sal wees. Dat die Gees van God hierdie woord van ons sal breek en sal lewend maak, ons kan verstaan. Maar daar's niks in die woord wat per toeval is nie. Maak die saak hoe dit vertaal het, maak die saak wie dit vertaal het nie. Op die einde van die dag bly die boodskap nog steeds dieselfde. Of het nou Matteus was wat geskryf het, of Markus, Lukas of Johannes. Elkeen het 'n inspraak van die Heilige Gees ontvang om dit wel te doen. En soos hulle dit gesien het, en soos hulle dit gehoor het, en hulle het neergepen vir ons, sodat ons dit kan verstaan, wat in die 3,5 jaar van die lewe op die aarde plaasgevind het. Het nog nooit verander nie. Al sê baie mense vandag dat genesing is nie, maar vandag glo ons dat jy nog selfs dieselfde dinge doen genees. Mense verlos, bande oor mense se lewens breek. Ek doen nog presies dieselfde. As ons dit nie glo nie, Here, hoe kan ons dan die woord verstaan? As dit nie aanvaar nie, hoe kan ons dan 'n pad saam met U stap? Want dan maak ons een leenaar, dan sê wat ons wil doen nie. Ons glo dit wat die woord sê, elke doetjie, elke titel, elke kommaatjie, alles. Glo ons wat die woord sê. En daarom bid ons vanmôre dat dit vir ons sal verlig deur die Heilige Gees. Dat ons dit kan verstaan. En net kan verstaan en ons sal hoor wat die Here vir ons wil te sê vanmôre, maar ook dat ons dit sal toepas in ons eie lewe. Dat ons van die woord word. Deur die geloof die eerste stap neem. Ons deel doen sodat U dag daarna U deel kan doen. Want as ons deel nie doen, jy kan ons verwag dat U deel sal doen. Dankie vanmôre. As ons kan vertrou, staat maak, swaar op U leen, dat U vanmôre vir ons 'n wonderwerk sal doen. Elkeen se hart, sy innerlike mens. In Jesus naam. Al die kinders van die Here vanmôre sê, amen, amen. U mag maar U sitplekke neem. Kom ons kyk na Matteus 9, 14 tot 17. As jy daai Bybels oopmaak of kyk op die skerm. Matteus, die 9de hoofstuk. 14 tot 17, kort, baie kort gedeelte. En die Bybel sê daarna, dis na die roeping van Matteus die tollenaar, né? Die vorige paragraaf hier daar. Kom die disippels, so is nou 12, is voltallig, is nou 12 disippels. Want die Bybel sê, daarna kom die disippels van Johannes na Jesus en sê, waarom vas ons, oor Johannes se disippels, en die Fariseërs dikwels, maar die disippels vas nie. Die woordjie dikwels daar sê vir ons, dit was 'n gewoonte. Praat van dikwels,
is net ons was 'n gewoonte dat hulle dit gereeld gedoen. Gaan nou nie verduidelik daar. En Jesus sê vir hulle, is vir my so mooi, kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Want daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Moet daai stuk verstaan. Vers 16. En niemand sit 'n nuwe stuk lak op 'n ou kleed nie, want die aangelakte stuk, dis die nuwe stuk, né? Skeur van die kleed af, van die ou stuk van die kleed af, en daar kom 'n erge skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit, en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi, luister wat Jesus sê, nuwe wyn in nuwe sakke, en al twee bly behou. 'n mond vol, né? Ons gaan naby kom of dat jy verstaan wat dit beteken. Baie belangrike deel. Nou, daar kom tye in ons lewe, in ons as kinders van die Here se lewe. En ek wil vanmôre die woord gebruik, waar ons waaragtig 'n deurbraak nodig het in jou en my lewe. Ander woorde, jy is op 'n punt van desperaatheid. Verstaan? Jy het waaragtig 'n deurbraak nodig, want jy weet, 'n mens kan jou nie help nie, 'n psigiater kan nie help nie, 'n mediese span kan jou nie help nie, niemand kan jou help nie, net Jesus Christus alleen kan jou help en vir jou uitkoms gee. Soos 'n sleutel in jou hand, jou my hand, wat ons nodig het, en wat ons kan gebruik om oop of toe te sluit, te bind of te ontbind, verbied of toe te laat. En daar's verskillende sleutels wat die Here tot jou my beskikking stel. 'n Mens, en hy's 'n pastoor vanmôre, as jy weet hoe om daai sleutel te gebruik, dan is die Here daar om jou te help, of jou uitkoms te gee. Ek noem my een vinnige ene ook. Ons praat van die sleutel van Dawid in die boek Openbaring, wat die Here vir my oopgemaak het. Die sleutel van Dawid in die boek Openbaring is die sleutel van lofprysing en aanbidding. Een van die grootste wapens wat jy kan gebruik, juis in tye van jou depressie, juis in tye van waar jy teergedruk, depressie, waar jy absoluut op 'n punt is waar jy glad niks om iets te doen nie. Verstaan wat pastoor sê? Jy's op daardie punt, is die sleutel van lofprysing en aanbidding 'n sleutel wat ons kan gebruik teen die aanslag van die vyand. Daar's verskillende ander sleutels, ek gaan nie daarby uitkom vanmôre nie. En dan kom ons vanmôre, dat die belangrikste sleutel ook vanmôre, is die sleutel van vasting. Vasting is een van die belangrikste sleutels wat ons kan gebruik, as jy weet hoe om dit wel te gebruik in jou daaglikse lewe of in jou wandel saam met die Here. En as jy dit reg gebruik, luister wat ek jy sê, word daardie sleutel 'n lopersleutel, wat enige deur kan oopmaak en enige deur kan sluit. Dit word 'n lopersleutel in jou hand. Maar jy moet dit dan reg gebruik.
En ons gaan 'n bietjie by dit stil staan vanmôre. Luister wat pastoor vra. Hoe verduidelik jy aan iemand wat van kinders van die Here, né? Veral aan 'n kind van die Here die belangrikheid van vas. En die krag wat dit het wanneer dit met gebed saamgevoeg word. Vasting is 'n sleutel. Vasting is 'n groot wapen in die hand van die kinders van die Here. Dis 'n bom. Maar die oomblik wanneer jy vasting saamvoeg met gebed, word dit 'n atoombom. Kom nou mense, gaan vir julle wys dat die duiwel soek nie. Hy het gebed. Maar die oomblik wanneer 'n kind van die Here die geheim snap en die sleutel in sy hand het van vasting en hy twee saam gebruik, is die atoombom waar jy beweeg. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek jy moet weet en vanmôre hoor, as jy 'n studie gemaak van vasting, as jy agterkom vasting en gebed het hand in hand geloop. Die een hand was ook die volgende hand. Hulle het gebruik met groot sukses in die Ou Testament. Hulle het gebruik met groot sukses in die eerste Christelike kerk. Hulle het gebruik met groot sukses in die tye van Paulus. Groot sukses, die twee het saam hand in hand geloop. How do you explain to anyone, especially to children of God, the importance of fasting and the combined power? Daai woordjie power beteken dynamos, beteken dynamiet. The power it carries when joined with prayer. Absoluut fenomenaal, absoluut krag tot jou om die beskikking as ons reg vas en reg bid. En kan hy twee saamvoeg in tye van gebed. Ons gaan nou by kom en dan weet jy die oomblik wat jy jou mond oopmaak, dan styer demoniese magte. Satan soek skuiling want hy weet die persoon wat nou bid weet wat die woord van die Here vir ons sê. Hy ken die waarheid, hy ken die skrif, hy weet wat die woord sê en hulle haat daardie kinders van die Here, maar ons is ook baie versigtig vir sulke mense. Verstaan? Absoluut nodig vasting en gebed. Nou luister wat Jesus sê, dis die wil sê. Hulle kom na hom toe en sê, Here, vertel ons, hoe is dit moontlik dat ons daai man nie kon help? Wie se siek kind maansiekte gehad het nie. Ons kon daai demonie uitdryf nie. Ons kon daai kind nie genees nie. En daai man het vir Jesus vertel, ek het my seun na jou disippels toe gevat, maar hulle kon niks doen nie. Was Jesus vir hy sê vir sy disippels, jy is ongelowige geslag. Ja, my een. En tweedens wat hy sê wat my tref, luister mooi, Matteus 17:21. Luister wat hy sê. Hy sê, maar hierdie geslag, of hierdie soort, luister mooi, hierdie geslag, of hierdie soort, gaan nie uit, behalwe, luister wat hy sê, deur vas en gebed nie. Daai ekstra myl wat jy moet saamloop. Daai ekstra iets wat jy moet gee om 'n antwoord te kry. Nou praat jy met iemand daaroor as dit gaan oor kos. Kom nou. Baie mense hou van hulle kos. En baie mense wil jy hê met praat oor kos wanneer ek kom by vasting nie. Maar weet jy, as jy desperaat is en jy weet dat jou enigste uitkoms is en die sleutel wat jy kan gebruik, gaan daardie 1 of 2 of 3 etes wat jy gaan mis, gaan regtig waar niks doen nie. Dit gaan die moeite
die bordkos een kant toe te skuif, en saam met gebed te vas en die aangesig van God te soek, sodat die Here jou kan help om my bande oor jou lewe te breek, of jou kan voorbid. Vas is sinloos as dit bloot uit gewoonte gedoen word. Luister vir my baie mooi, voor jy ook ene klip op tel begooi. Vas is sinloos as dit bloot uit gewoonte gedoen word. En agter daai vas daardie 'n waaragtige behoefte is om dit te doen nie. Want 'n vas moet jy net wil vas. As ons vas, moet daar iets wees waarvoor jy vas. Hoekom sê pastoor so? Want die Here ken jou hart. En my vasting sê vir die nie wys nie, sê vir die Here ek meen besigheid. Kom nou. Vasting, my vasting, saam met my gebed sê vir die Here, ek stap 'n ekstra myl. Ek meen besigheid, want ek gaan nie meer vir 'n antwoord aanvaar nie. Ek soek my antwoord, ek soek my deurbraak, ek soek iets uit die hand van die Here. Niemand kan my help nie, net hy kan my help. Dan sê ek, dan vas jy, maak jy saak hoe lank jy gaan vas nie, en jy bid en soek jy aangesig van die Here, totdat jou deurbraak op een of die dag kom. Luister mooi, net so is dit ook, wanneer ons Sondag kerk toe kom. Jy moet nie kerk toe kom, omdat die pastoor sê jy moet kom nie. Jy moet kerk toe omdat jy graag wil kom. Hoor pastoor sê, net so wanneer ons die Here aanbid soos vanmôre. Hoekom aanbid ons hom? Om het lekker so weer te aanbid? Ja, is goed. Maar ons is hier ook, nie as 'n skyn van aanbidding nie, maar ons aanbid hom omdat die aanbidding uit ons hart uitkom. Ons wil hom aanbid, ons wil hom groot maak. Die belangrikste, so ons moet vas, omdat ons graag wil vas, omdat ons iets het oor te vas, en ons sê vir die Here, ek is ernstig en ek soek 'n antwoord van jou. Nie vir die mens van die mens af nie. Ek wil leen op die arm van die vlees nie, want vervloek is hy van die arm van die vlees leen. Ek neem my toevlug na u toe, en ek staan daarop en ek glo dat u my die antwoord gaan gee. Mense, dis die enigste uitweg, dis die regte uitweg, en God soek dit. Hy stoot sy bors uit met trots, as ons hom vertrou, en nog meer, as ons bietjie meer tyd spandeer in gebed, en nog vasting op by, dan sê die Here, nee, hy kind vir my meer besigheid. Hallo. Ja, interessante dinge. Is iets wat ek nie verstaan het nie. Ek kon dit nie mooi verstaan, ek kon nie mooi dit klein kry nie, agter die kap van die Bybel kom nie. Dat die disippels van Johannes hier hande vat by die fariseërs. Klink nie lekker nie, né? Nou was hulle nou groetjies in die Here, ek weet nie wat die groetjies in die Here was nie. Want Johannes het vir die fariseërs gesê, julle is 'n ander geslag. En nou kom sy disippels, hulle vat hande met die fariseërs om teen Jesus en sy disippels op te tree. Nou kom, dit maak ons nie sin nie. Verstaan? En dit wys my net hoe maklik is dit, hoe maklik die duiwel iets kan gebruik om net dit oorleen aan die verkeerde kant. En wat hy deur dit feitelik vir jou sê, dat die pad wat jy begin op was verkeerd, of wat jy geleer was verkeerd. En dus hoekom dit so belangrik is om te bly op die fondasie wat jy gelê het in die begin van jou bekering. Mense, ek weet nie hoe kan ek nog oor en oor sê nie. Moet nie dat enige ander leerring
jou wegtrek van jou oorspronklike fondasie af. Ek sê dit weer, as ek gaan stilstaan vandag, ek dink stil by die dag vandag, en ek kyk terug waar ek tot bekering gekom het, van daardie dag af, in Februarie 1978, 47 jaar terug, tot vandag toe, het ek nie agteruit gegaan nie, ek het gegroei. Ek het vrug gedra. Wat vir my sê dat die fondasie wat in my lewe gelê was aan die begin van my bekering, is die regte fondasie. Nou, hoekom moet ek dan vandag my fondasie verander, as ek vrug dra, op dit wat ek ontvang het in die begin? Mense wat hulle saligheid verkoop vir 'n pot lensiesop. En enige ding aan. Dan word die sonde gepreek, is lekker. Dan word gepraat oor daai ding, is lekker. Allerhande dinge wat plaasvind, is lekker. En hulle leiers, en al die dinge saam met hulle. Jy sien, wanneer jy die oor van die mens streel, en het raak nie daai senuwee punt van iemand die bank sit nie. En dit wys nie uit waarmee jy besig is verkeerd nie. Dan is 'n fout. Wanneer pastoor Pieter Swalpoel gaan die dag voor die Here staan vir die gemeente. Het ek die waarheid gepreek, het ek gekompromeer, het ek gesê sonde, sonde, kolle dak, spyt, spyt, of het ek my laat gaan, verstaan. So, jy sit liewers met 100 mense, 200 mense, 50 mense, wat uitverkoop is vir die Here. Luister vir my. Wat weet waar hulle staan, wat weet wat hulle is in Christus Jesus, wat weet dat hulle geleer het, of geleer was, is die waarheid, die skrif, wat weet dat verkeerd is verkeerd, en reg is reg, jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee. Met sulke mense kan ons groot dinge doen. En wat ek baie keer nie verstaan, en ek dink ek verstaan het tog. Selfs dit van Gideon het begin sip, en hy het gehou met daar, hy wil nie met 10 mense, ek noem het ek wel misdreeuw voorgaan, maar hy 'n paar mense wil nou teen daai klomp mense gaan beklei nie. Hulle is hordes, hulle sê die, dat sy hulle kamele en hulle, as hulle gaan het gelyk soos die sand van die see. As hy om so 'n paar duisend mense, dan kan hy iets doen met die Here se hulp. En die Here sê vir hom, gee my kans om te sit. Dus die Here vir jou sê, gee my kans om te sit, jy weet jy gaan niks oor. Daar gaan niks oorbly nie. Handjie vol mense gaan oorbly. Verstaan? En baie keer moet die Here doen. Hy toets jou en hy toets my, om te sien wat ons reaksie gaan wees op die einde van die dag. Nou staan die twee groepe, twee groepe, die Fariseërs en die disippels van Johannes. Hoekom ek sê hulle was grootjies, want as hulle grootjies, as hulle meer mature was, sal hy saam met hulle gestaan het, want ek sê ons, Johannes sê hulle is 'n ander geslag. So, hulle staan saam en hulle val vir Jesus se disippels aan, toe hulle besig was om dit te sê, hoorie maar, Jesus ons verstaan nou nie. Kyk hier na ons. Hier's ons, hier's 5, ek maar voor getal. Hier's 5 van ons wat disippels is van Johannes. En hier staan die Fariseërs en hulle staan daardie kant. Nou ons vas gereeld, dis wat hy woordjie beteken. Ons vas gereeld. Hoekom vas u en die disippels nie? Ja, hoekom vas u en die disippels nie?
Nou kan baie keer gesê, dat Jesus baie keer 'n vraag antwoord met 'n vraag. Ja. Hy moet 'n vraag met 'n vraag. Hoekom vas u en die Here? Maak nou saak as vas of nie vas, die duiwel gaan nog aanval. Kom ek sê dit vanmôre. Bly by dit wat jy geleer het in die begin. Belangrik. Moenie afwyk van dit af nie. Eendag het 'n persoon wat ek miskien vertel net weer, my het my elke week gebel, 2 keer 'n week gebel oor die doop. Ek het dan geen kant af geken nie. Dan kap hy my oor die doop. Omdat ons 3 keer onderdompel in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en omdat ons hulle doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, is ons net doop in die naam van Jesus. En aangegaan, en net een dag toe weer daar sê ek, hoorie meneer, wat ek al broer, wat ek al. Ek sê vir my, kom, hoeveel sê dat jy hierdie week vir Jesus gewen? Ek kom met die antwoord nie. Ek sê los om ander mense aan te val. Ek geloof ek sê eendags nie gewees nie. Los om ander mense aan te val en gered siele vir die koninkryk van God. Verstaan? Beste om te doen. Tweede punt belangrik. Luister wat Jesus hulle antwoord. Hy vra hulle vraag. Hy sê, kan die bruilofsgaste dan tree solank as die bruidegom by hulle is? Want daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. So Jesus het niks teen vasting gehad nie. Hy keer met ander woorde vasting goed. So daar's 'n tyd om te vas. As jy 'n bietjie meer gaan naslaan, maar is ook 'n tyd om fees te vier. Die Here sê nie vir jy moet jou reg deur vas nie. Maar wat hy sê, daar's 'n tyd om te vas, waar jy moet vas. Jesus sê self in 'n gedeelte, hy sê as julle dan vas, nie wanneer julle vas nie, as julle dan vas. Moet nie lank gesigte trek nie. Nie wanneer julle vas nie, as julle dan vas. Aan die ander woorde, as jy wel op 'n punt kom om te gaan vas, moet jy dan gesigte trek nie. Was jou gesig 'n smile 'n bietjie. Verstaan? So moet jy lank gesigte trek nie. So wat Jesus hier vir hulle sê, kan die bruilofsgaste dan tree solank as die bruidegom by hulle is. Skoon. Luister. Wat hy sê, ek wil vir julle verduidelik wat hy so sê. Ek kon nie verstaan nie, maar nou weet ek hoe hy so gesê het. En Jesus praat hier spesifiek oor die gaste by die bruilofseremonie en nie by die bruilofsmaal nie. Kom ek sê dit weer. En Jesus praat hier oor die gaste by die bruilofseremonie en nie by die bruilofsmaal nie. Kom ek verduidelik. Wanneer die huis of die woonplek klaar reg is vir sy bruid, die bruidegom, gaan die bruidegom en hy gaan haal sy bruid en die gaste kom saam. Daar sê basyn wat blaas, sofas wat blaas, daar's 'n gejuig en gesing, so daar's iemand met 'n hartseer gesig nie, hartseer hart nie, hulle gaan nou na die bruilofs gaste gaan saam om by die huis uit te kom waar die bruid hulle gaan bly en by die seremonie, en net voor die seremonie as hulle uitkom dan gaan die bruid gaan dan vir 'n ritueel wat hulle volg, maar vir 'n reinigingsproses. Interessant, hè? As 'n sekere tydperk was hy heeltemal weggekom van die man, daai tydperk daar, as hy se late aansluit daar, was hy deur 'n reinigingsproses gaan. Jy kan gaan kyk, dit was presies so in die tyd van Palestina, vandag nog steeds so. Die bruid gaan deur 'n reinigingsproses. In 'n bad eers, wat al so weet ek nie. En dan kom die gaste by die
Bruilofseremonie is daar waar hulle partytjie hou nou en dan juig en bly wees en al die dinge vir die bruidegom en die bruid. Hulle saam daar en Jesus sê, hoe kan julle met lang gesigte kom na die partytjie toe? Verstaan? Hoekom vas julle dan en kom dan soet? Hy sê dan, hoe kan julle vas as daar bruilofspartytjie, bruilofseremonie is? Maak sin. So is 'n tyd om te vas en 'n tyd om te juig en bly te wees. As 'n tyd vir vas, dan moet ook 'n tyd om fees te vier. So vasting het sy plek, want Jesus sê verder dat daar gaan 'n tyd kom dat die bruidegom daar nie gaan wees nie, of weggeneem gaan word, dan sal hulle vas. Wanneer die mense gaan dan vas, maar nou dit verwys na ons toe, dat ons ook 'n tydperk van vas moet deurmaak om te bid vir die koms van die Here. Met deel wees van ons vasting. Tweedens wat hy dan sê. Hy sê, niemand sit 'n nuwe stuk lamp op 'n ou kleed nie. Want die aangelapte stuk skeur van die kleed af en dan kom ergens keer. En mense moet die nuwe wyn in 'n ou leë sakke nie, anders pas die sakke en die wyn loop uit en sulke vergaan, maar 'n mens gooi nuwe wyn in 'n nuwe sak en altyd bly behou. Ek glo tot verstaan hy gesê nie, maar wat Jesus daar gesê is eintlik dit. Ek het nie gekom om die ou stelsel te herstel nie. Maar ek het gekom om dit te vervang. Verstaan wat die pastoor sê? Hy sê, wat help dit en ek doen al daardie dinge wat die wet vir my verwag en ek probeer die ou wet probeer ek herstel. Ons het nie gekom om te herstel nie, ons het gekom om dit te vervang. Nou as jy gaan kyk, Jesus het die wet wel onderhou, hy was in die tempel, hy het selfs so toe gaan, maar hy het die Sabbat gebreek ook. Hy het baie dinge gaan doen met hulle, wat hy nie moes doen nie. Anderwoorde, hy het saam sondags geëet en saam donderdags geëet, wat teen die wet was. As jy in hulle teenwoordigheid ingestap het, en deel van dat was jy onrein verklaar. So baie dinge wat hy gedoen het, so hy sê, ek help jy, ek kom om die ou stelsel te herstel nie, dit gaan nie werk nie, ek wil nie 'n stuk lap aanplak op daai ou wynsakkie, 'n nuwe lap aanplak op dit gaan net bars en al die wyn gaan verlore gaan. Hy sê, het gekom om dit te vervang, 'n nuwe stelsel in plek te bring, ek het gekom om die ou stelsel te vervang. Net so moet ek en jy ook onthou vanmôre, en ek het hoeveel keer gesê, dat voordat Jesus Christus en die Heilige Gees vir jou en vir my nuwe dinge kan doen, moet ons bereid kan wees om van ons ou dinge ontslae te raak. Uitgemaakte saak. Ek kan my ou gewoontes wat teen die wil van God is en wat teen die woord van God is aan vashou en verwag dat die Here iets nuuts in my lewe gaan doen nie. Ek kan nie doen wat ek wil doen nie, en my eie ou gewoontes eerste voorkeur gee, voordat ek die woord voorkeur gee, en ek verwag dat die Here my moet seën nie. As ek wil hê die Here moet iets niks op my binne doen, hy kan dit nie laat nie. Hy kan dit nie goedkeur nie. Hy kan die lap met 'n nuwe stuk die al maak jy wat, hy gaan dit nie doen nie. Jy moet ontslae kan raak van die ou dinge, dat jy 'n nuwe wynsak kan gee, waarin hy nuwe wyn kan gooi, sodat jy gelukkig, geseënd en gevul kan wees met sy Heilige Gees. En mense verstaan dit nie. Kom ek vra die vraag net vanmôre. Hoeveel van jou hart en lewe behoort aan Jesus vanmôre hier waar jy sit? Wees eerlik met jouself. Hoeveel van jou hart en lewe behoort aan hom? 50% hy soek dit nie. 30% jy is verlou en hy soek dit nie. 95% hy soek dit nie. Jesus soek jou hele als. Hy soek 100% van jou en my.
Hy wil jou hele lewe besit, hy wil intrek neem in jou binneste, hy wil jou koning wees, hy wil jou heer wees, hy wil jou meester wees, hy wil jou alles wees. Hy soek alles. En as ek en jy dit kan besef vanmôre en weet dis al wat Jesus gaan gelukkig stel en Heilige Gees nie, dan vat ons mis. En ek sê nie ons maak foute, ons almal maak foute, ons is mens, ons maak foute, ons fouteer, ons stel aan te leer allerlei dinge, maar mense, ons kan nie bekostig om 30% van die wêreld te hou, en selfs 20% of 10% nie, dit gaan nie werk nie, jy kan bid tot jy blou is, hy gaan nie daai ding laat nie, hy soek dat jy 'n nuwe wynsak ontvang, dat hy nuwe wyn in jou lewe kan gooi, sodat jy syne kan wees vir altyd en vir ewig. Yes. Kan jy nou stelsel regmaak? Dit was maar swaar om daai demonstrator is al swaar om van die pelle van my te sê, hoor ek gaan nie meer saam jy uitgaan nie, nou swaar. Die Here sê, dan kan hy 'n stuk lamp nie, kan hy lamp opsit nie, 'n nuwe stuk nie, kan dit nie lamp nie. Jy moet maar besluit wat jy wil hê. Wat gaan jy doen, ja of nee sê? Ja. Ons bid vir jou dinge slaar raak voor die Here nuwe dinge in ons lewe sal doen. En dit kos iets, hoor dan bestuur sê, dit is pas nie maklik nie, hoor. Maar as jy vir die ouens sê, hoor, ek gaan nie meer saam die partytjie, en ek gaan nie meer saam, ek gaan net verloor teen al die vriende. Staan jy heeltemal alleen. Ja, die mense wat gesê het, gaan saam jou staan, jy sê, ons verloop. Die staan stoksiel alleen. Want weet jy wat, ek staan liewerste alleen. En ek het Jesus aan my kant, dan ek alles. Dat ek alles. Yes. As ek en jy weet die derde punt, dat daar dinge is waarby ons sukkel om van ons slaap te raak, gaan vas en gaan bid. Kry die tempel skoon sodat dit gevul kan word met die nuwe wyn van die Heilige Gees. Jy sien, hulle het gevas, weekliks gevas, maandag, donderdag, hulle gevas. Maar sy ritueel het al gevolg het daar niks in die hart uitgekom nie, dit is volgens die wet gewees. Wat dit beteken, zero, niks. Hulle het gebid. Hulle het gereeld gebid. Hulle het 12 uur die middag begin, hulle gebid. Hulle het 3 die middag en 6 die laatmiddag gebid. Dis die 3 tye, 12 uur, 3 uur en 6 uur. Of hulle 1 uur gebid of 2 uur, ek weet nie lang hulle bid nie, maar hulle het gebid. Maar niks is in die hart nie, is 'n ritueel wat gevolg het, so daai gebed en vasting niks beteken nie. Niks, absoluut niks beteken nie. So as jy vas en jy vas oor iets, saam met gebed, doen dit iets. Moet net vas omdat jy wil vas nie. Vas omdat jy die aangesig van die Here wil soek, en jy 'n deurbraak soek in jou lewe. Nou wat is vasting? Vasting is die opsy sit van kos, of iets anders wat jy geniet of nodig het. Vir 'n bepaalde tyd om jouself doelbewus op God te rig, deur gebed, en dan nederigheid, en soeke na sy wil. Met nou is Here, ek offer my aandete op, ek offer my middagete op, ek offer my, mag jy snap wat jy opoffer nie. Offer jy op, omdat ek 'n deurbraak aan my lewe soek. Dan word ons 'n hard ding. Wat was nou sê? As jy sê ek offer op omdat jy 'n deurbraak soek, dan word dit 'n hard ding. En dis wat aan die Here kyk, hy kyk na jou hart.
Dit word 'n hard ding. Vasting is om vir 'n tyd nee te sê vir jou liggaam, sodat jy ja kan sê vir God. Jy sê nee vir jou begeertes. Jy sê nee vir die lus wat jou aanval. Jy sê nee vir daai stukkie steak. Jy sê nee vir daai lekker pap en melk. Jy sê nee vir dit. Omdat jy ja vir hom sê en sy aangesig sit, kom dit in die hart uit. Here, ek skep met bord kos eenkant. Een kant toe, ek soek die aangesig deur vasting en gebed. Ons sien dat daar was vastye van sonsopkoms tot sonsondergang, wat baie goed is. Ander woorde, jy eet, veral die mense wat baie keer medikasie moet gebruik, dan sê ek, drink eers jou medikasie in die oggend, vinnig, met ietsie, met 'n skien beskuitjie saam, en dan vas jy nadat, tot jy jou aandete eet. Regdeur, jy eet eers weer jou aandete. Van so vanoggend af, ga ietsie wat jy daar eet, en dan eet jy jou aandete. Dit kry jy die woord. Jy kan kyk daar, Rigters 20 vers 26, gee die skrif gee, en dan ook 1 Samuel 14 vers 24, kyk daar. Ons sien as vastye wat 7 dae lank gehou het. 1 Samuel 31 vers 13. Ons sien as vastye wat 21 dae lank was, dit baie gevas, 21 dae, ek hou nog op 21 dae, en dan moet dit Daniel vas, jy kyk dit Daniel 10 vers 3. Nou, ek hoor een keer sê vir my, het dit Daniel vas, wel, ek hoor iemand sê vir my, het dit Daniel gevas, maar ek het vir my 'n pakkie warm chips gekoop, ek sê, dis nie Daniel vas nie. Pakkie warm chips, kom nou. Ouens kan ook iets saks dinge doen, né? Ons sien vastye, 40 dae vastye, Eksodus 34 vers 2, en dan ook verse 28, ons sien in Deuteronomie 9 vers 9, ek kyk daar, en vers 18, en natuurlijk Jesus se 40 dae ons gelees in die Bybel, die begin van sy bediening, en hulle het gedoen, was beoefen in tye van bekering, Rigters 20 vers 26, 1 Samuel 7 vers 6. Dit was beoefen en gedoen in tye van hartseer of weeklag. Jy gaan lees daar, baie keer het hulle klere geskeur, as beloof gegooi, dan het hulle tyd van vasting gehad. Dawid het dit gedoen. Toe die profeet dan toe kom en sê, hoor jy is die ou wat verkeerd gedoen het, toe hy praat oor, as jy jou skaap dit en dit, en sê, ja man, hou, moet julle in hande kry, jy is die persoon. En hy sê, hy het in sak en as, roukleed met sak en as vir die aangesig van die Here gelê, in geweekklaag vir 'n sekere tydperk, 1 Samuel 31:13, 2 Samuel 1 vers 12, en Nehemia 1 vers 4. Hulle beoefen en gedoen in tye van benoudheid, 2 Samuel 12 vers 16, en 21 en vers 23. Esther 4 vers 3, ken die gedeelte van Esther, so die mooiste gedeelte daar, Esther 4 vers 3, was ek sê vir Mordegai geweest, hy gaan en gesê vir die volk, ons gaan vas, vir 'n sekere tydperk. Jy het gevas. En sy was saam daar, want sy was desperaat, en sy het haar lewe op die spel geplaas, sy kon daar doodgemaak word. Jy gaan net by koning in daar, as hy nie jou laat roep. Hy het sy ingestap, en die Here het haar beskerm. Dit was gewoonlik beoefen in tye van versoekings, beproewings en selfs voorbereiding. Esther 4 vers 16, Daniel 9 vers 13, Handelinge 13 vers 2 en 3, en dan Handelinge 14 vers 23, dan Handelinge 27 vers 33 kan jy gaan lees. Ter voorbereiding, sê die Heilige Gees, sonder my vir Saulus en daai dinges Barnabas af, sonder hulle af,
en hulle was in 'n tyd van vasting en gebed saam gewees, toe hulle voor hulle afgesonder was. So, hulle was nog vasting en gebed, en baie keer is dit nodig, as jy geestelik iets soek in jou eie bediening, of in jou eie lyn, is dit baie belangrik om te gaan vas en bid en na Here te hoor. Lees daar, jy kry die eerste stukkie kerk te hulle gedoen. Luister mooi. Jesus het gevas, en luister wat sê Matteus 6:16-18. Hy sê, wanneer julle vas, nie as julle vas nie, en wanneer julle vas, moet julle nie soos geveinstes droewig kyk nie. Maar wanneer jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat nie vir die mense sigbaar was as jy vas nie, maar vir jou Vader wat in die verborgene is. Die vroeë kerk het gevas. Gaan lees dit. Handelinge 13:2-3 en Handelinge 14 vers 3 en 4. Belangrik. Mense in die Ou Testament, Nuwe Testament, eerste Christelike kerk, en selfs in die tydperk van Paulus 2 Korintiërs 6:4-5, het hulle gevas, en dit was die steunpilaar van hulle bediening. Hulle daarop gebou. Jesus natuurlik die hoeksteen, maar luister wat pastoor wil sê, is dat hulle kon nie sonder vaste gebed klaarkom nie. Hulle het dit gedoen, hulle het gereeld gedoen, in die aangesig van God gesoek. Nou as hulle dit daai tyd gedoen het, maak nie saak wat Ou Testamenties is nie. Baie mense sê Ou Testament, maak nie saak nie. Die Here het nog nooit verander nie. Hy kyk nog na die hart, het daar die tyd in die hart gekyk, en vandag kyk hy nog steeds in die hart van die mens. Dit is ons werk om te gaan vas en te gaan bid. En mense, as jy nie 10 dae kan vas, of self 7 dae kan vas nie, vas van sonsopkoms en sonsondergang, gaan soek die aangesig van die Here, gaan bel jou toebroodjies, bel al die dinge, probeer met water drink, of rooibos tee, kan jy reg dat jy wil drink het dan, en gaan soek sy aangesig, ernstig, vir 'n paar dae. Vanaand eet jy jou klein kos, jy moet nie jou skaapbord gaan regmaak as jy klaar gevas het vir die dag nie. Eet 'n klein porsie die aand. Moenie vergryp aan kos nie. En dan die volgende dag doen jy dieselfde, tot jy voel jy het 'n deurbraak gekry, tot jy vrede in jou hart ontvang het. Hou aan totdat die Here vir jou 'n deurbraak gee. Mense, ek raai pad geloop die een man 'n hele paar keer. Vasting en gebed is die antwoord vandag. En wat dink jy kan gebeur as ons saam staan in vasting, saam staan in gebed, saam die aangesig van die Here soek, saam bid vir 'n deurbraak, saam bid vir 'n uitkoms in ons eie lewe, saam bid dat die Here ons aanraak, saam bid dat die vuur van God van iets kan gebeur, want waar daar eenheid is, daar gebied die Here sy seën. Mense, kan ons nie maar dit doen nie. Enige tyd wat jy wil, as jy kans het, kry jy voel. Ek wil dit nie vasmaak, ek wil dit nie 'n ritueel maak nie. As jy wil bid vir die kerk, gaan vas en bid. As jy gaan bid vir die boeties en sissies, gaan vas en bid. Vat 'n een persoon beslag. Mense wat voor jou sit, agter jou sit, langs jou sit, jy weet die persoon is siek of hulle kan nie kom of hulle wil nie kom nie. Vat daai persoon, so jy kan nie miskien sy naam en maar weet waar hulle sit, as ook jy by my, en dra daai persoon op, en sê, Here, gaan staan by daai persoon, sal vas en bid vir daai persoon. Dit gaan jy niks kos, jy 'n bordjie of 2 kos, miskien bietjie meer, wat jy in 'n week gaan een kant te skuif, net om vir daai mense te bid. Miskien is hy persoon op 'n pad, miskien is hy diep in die binne in die kuil, niemand weet nie. Doen net jou deel, die Here sal sy deel doen. As ons deel doen, sal die Here sy deel doen. Hy het nog nooit verander nie. Ek laat dit by U. Wanneer laas ons vir mekaar gebid? Wat nog vir vas en gebed? Vra my net. Ons in hierdie tyd wat dit was verskrik, ons is aangeval deur 'n krankhede reg deur die gemeente. Eerste keer in al ons bestaan, wat is erg geword as in die laaste tyd die wintertydperk. Maar die Here het ons deurgedra.
Maar ek dink ons kom meer gebid het en die ander is vir die Here gesoek het en elke wil die bloed geplaas het. Baie keer is ons te lui om te gebid, baie keer wil ons nie vas nie, ons te lekker. Los dit vir net 'n dag of 2 en kyk na die resultaat. Want die Here kyk na die hart. Wacht, hierdie kort boodskap vanaand, die volgende jaar te sien. Kom sê dankie daarvoor.